vers 8 sê, come near to me, and he will come near to God, and he will come near to you. En ons is so gewoond om net deur in 'n boksie te plaas, om hierdie idee te kry van hoe hy neer to you moet kom, en hoe jy verwag hy moet met jou praat. Jy vra my, jy sê dan, ek kry nie antwoorde nie. Maar julle, ek wil ons moet net stil raak vir 'n oomblik, en net terugdink hoe elke oomblik van jou lewe aan die Here behoort, elke ding wat jy doen, elke vraag wat jy vra, en net stil raak en sê, Here, maak my hart oop vir 'n antwoord, maak my hart oop vir jou om met my te praat. Here, ek vra asseblief dat elke tiener en elke leier en elkeen van ons wat hier staan vandag, net ons harte sal oopmaak vir 'n boodskap van jou. Ons probleme in jou hande plaas, en vir elkeen van ons wat hier staan, net jou liefde sal ervaar in oorvloed. Amen. Great. So, welkom hier vanoggend. Ek wil hier in jou kop. Jy het jou date gebring, soos die message gesê het, hopelik. Ek assume jy sit langs jou date. Het lyk bietjie weird aan hierdie kant van die audience. So, wie was nog nooit op 'n date nie? Ja, jy wil nie jou hand opsteek vir dit nie. Dis snaaks. Hoe soos hierdie goed vir ons natural kom. Soos liefde is vir ons natural. Soos, imagine jou eerste date. Vat jouself en gaan jou kop sien toe. Sira, ek weet dat ons vanoggend saam met jou op 'n date sal wees. Here, dat jy ons sal kom romance. En dat ons meer intiem met jou sal wegstel vandag. En Jesus se naam. Amen. So, jy het nou jou eerste date in jou kop gehad. Party mense sin was dit shocking, party mense is 'n goeie reminder. Een van my vriende, hy raak so op sy senuwees as hy met meisies praat dat wat ook al voor hom op die tafel is, word omgestamp. Soos, hallo, stamp net alles om. Nou my eerste date. Was 'n baie romantiese ervaring. Hoe is daar van die game? Jy nie 'n kar nie. Dis op hoërskool. Maar hierdie was ek op laerskool. Ja, what a man. En hierdie meisie was die meisie. As jy haar sien, raak ek nie 'n lam. En op daai storie moet jy gedink, hierdie is true love. Ek gaan nou trou, klaar maak met skool, werk kry. Skool net hier los, nie eers hoërskool toe gaan nie. En wat ons toe gedoen het, is, ek het my ouma gekry, want sy is al die wat nie hierdie dag werk nie. En ons het die meisie gaan optel. En ek, my ouma en sy, het daar gesit in Wimpy. Slagste date van jou lewe, slagste date. Ek dink daai meisie, sy was so kindig gesit, recall sy haar eerste date, en sy sê, ag God, Wimpy, ons is uit aan nie tussen my sit. Maar is funny hoe soos 'n liefde vir ons natural is. Ou jou pa het jy nooit in die laerskool ingetrek gesê, okay, ou boet, ou sis, wat ook al jy is, klein sis, klein boet. Jy het gesê, okay, as jy nou eendag verlief raak, dan kry jy die snaakse gevoeltjie in jou maagie. Dis amper soos moltsteek as jy hardloop. En dan sien jy net hartjies en blommetjies en allerlei meisiekrap. Grappie. Dis vir ons so natural. Soos, jy het nie nodig gehad om 'n boek te lees oor hoe om verlief te raak toe jy jonk was. Ek bedoel selfs nou op hoërskool, jy sit daar in die klas, jy kyk so oor die klas, behalwe as jy net seunskool of net meisieskool is. En ewe skielik sien jy, en julle oë connect. En dis hierdie intieme oomblik. Dis asof tyd stil staan. Jy kom eers agter dat mense praat met jou nie. Alles raak net stil. En liefde is vir ons so natural. Nou ek wil jy dink aan jou beste vriend. As jy moes dink aan jou beste vriend,
Die ou sal met wie jy in die meeste moeilikheid kom. Die ou wat nie jou net al banke ronddra nie, maar as jy iemand sy doodryf vanaand, jy kan bel en weet hy gaan jou help begrawe. Het iemand jou nodig gehad om te vertel hoe om vriendskap te hê? Het iemand soos vind jou gesit eendag en sê, okay, julle is maatjies maak so met mekaar? Niemand. Dis is asof intimacy soos in ons ingebou is. Ons het hierdie desire vir intimacy met ander mense, ons het hierdie desire vir iets groters, vir 'n dieper verhouding. Nou wil ek hê, dink gou aan die ou wat langs jou sit in Afrikaans of Engels. High five. Of meisie wat langs jou sit. As jy aan daai persoon dink, soos jy ken hulle dalk, ek het so 'n vriend gehad, ons het elke middag saam fiets gery huis toe. En ek het geweet hy speel rugby saam met my. Ek het geweet hy ry in die middag saam fiets. Ek het al 'n idee gehad waar hy bly. Maar dis al wat ek geken het van hom. Ons was nou nie reg beste vriende nie. As ek iemand raak gery het met my fiets en hy is dood, hy was op pad uit in 'n geval. En fiets het hom getref, hy is gone. Daai is nie die ou wie ek gaan bel nie. Daai is soos die polisie bel daar. En ons 'n verskil tussen familiarity, soos ek weet wie jy is, en ek ken jou. As jy dink aan jou beste vriend en jou beste vriendin, jy weet alles van hulle. Jy weet hulle poep skelmpies in die movies. Jy ken al daai goed van hulle. Dis hierdie intimacy. Soos julle leer mekaar ken. En ek het hierdie prentjie gesien en het my herinner aan soos hoe ons voel oor God as ons praat oor intimacy. As asof wanneer God in die prentjie kom, dat dis is hierdie globe wat jy kan daarna kyk, maar ja, dis nie deel van jou, dis hierdie synthetic relationship. Dis soos jy weet van Jesus. Ons almal weet van hom. As jy nog nie van hom gehoor het nie, Google Jesus. Hooplik kry jy die regte results. En dis asof God soos daar is. Ek is familiar met hom, maar ek is nie intiem met hom nie. En die grace is die mense, wat soos net weer, soos hulle sal sit en dan sal sê, soos, o, yes, die Here doen hierdie. Hulle is familiar met hoe hy werk. En dan kry jy soos mense wat net so sê, soos, daar is iets vir sonde, daar is iets vir kerk. Wat sê is jy? En ek wil jou op 'n journey vat vanoggend. Waar ek jou wil wys dat God romance jou. So vanoggend as jy nie 'n date gebring het nie, dis okay. Imagine Jesus sit hier langs jou. Jy en Jesus is op 'n date. As jy ou is, dis okay. Jy is die bruid van Christus. En jy is nog steeds deel van die kerk. En God wil intiem raak met jou. Daar's hierdie boek in die Bybel. Song of Songs. Nou voordat jy hierdie boek maar gelees het, moes jy ouer as 13 gewees het. As jy 'n Joodse ouetjie is en jy dink nou, as jy gaan nou stout wees, dan maak jy daai deel van die Bybel oop. Want dit is soos, jy mag nie dit lees nie, jy is te jonk. En Song of Songs speel hierdie storie af van 'n ou en 'n meisie wat verlief is. En jy weet soos hoe jy verlief is, jy net soos daai persoon die hele tyd wil sien. Dit speel daar af. En jy kan dit kyk en jy kan dit lees en jy kan dink jy's daai mense is verlief, hy is 'n psycho guy, moes dit nie nog neergeskryf in jou love letters privaat. Of jy kan dit lees en jy kan sien hoe God jou desire. Want wat daar aangaan is God wat met jou praat. Dit is nie net hierdie boek in die Bybel nie. Mense sou tegnies hierdie gesing het. Hulle sou dit nie gelees het hardop nie. En
Dis hierdie intieme verhaal van twee mense wat verlief is. En is jy en is Jesus. Een van die goede aan wat sê, jy kan dit saam met my lees op die bord. Song of Solomon, 4 vers 9, het sê, You have ravished my heart, my sister, my spouse. You have ravished my heart with one look of your eyes, with one link of your necklace. You have ravished my heart, my sister. Soos, dit teken die prentjie van iemand wat sy hart soos net eik vir iemand anderste. So diep verlief, so diep in liefde opgevang is. En dit is hoe die Here na jou kyk. You have ravished my heart. Ek wil jou vra om jouself oop te maak vanoggend. Dat die Here jou sal romance. En dat dit nie net vanoggend sal wees, maar dat dit 'n leefstyl sal wees. Dat oral waar jy gaan, dat jy sal sê, Here, sien ek dit raak. Ek het hierdie een vriendin en sy het 'n slegte gewoonte om as sy by haar kar kom, is haar roos. Let ons soos 'n roos op haar dashboard, of soos nie op haar dashboard nie, want die jou ingebreek. Soos tussen haar wipers. Soos oral waar sy gaan, daar's altyd 'n roos. En meisies, julle weet, hoe is dit nie, soos om te wonder, as jy daar kom, soos, nee, dis my, iemand dink aan my, iemand dink ek's oulik. Dis daai aandag. En ouens is nou soos, stink jy so nie. Jy weet as jy al ge-WhatsApp het en ewe skielik reply soos instantly soos, yes! Of is dit 'n random meisie jou message wat jy van hou. Soos net randomly message aan jou. Soos jou hart raak, soos jy weet nie wat gaan aan nie. Dit is so moeilik om te beskryf want daai gevoel is so intens. En God voel so oor jou, daai intense gevoel. Dis nog 'n cool deel. Het gaan aan in Song of Solomon. En ek wil jou aanraai, lees dit. Dis 'n cool boek. Daar is net soos 167 verse in die hele boek. Jy sal dit kan lees vir 167 dae. As jy een vers dag lees. En ek vir jou vra, lees gou hierdie saam met my. Het sê, en sy beskryf hom. Kerk beskryf Jesus. Nou, jy gaan in jou lewe mense teekom, wat vir jou gaan vra, nou wie is hierdie Jesus ou? En as jy intimate is met hom, gaan jy hom kan beskryf. Jy kan sê, weet jy wat, ek ken ook nie al die science behind it nie. Ek kan dalk nie vir jou fisies wys nie, maar hierdie is hoe hy werk, hierdie is hoe hy is. Soos wat jy jou vriend beskryf, soos wat jy iemand beskryf op wie jy verlief is, so as jy hom kan beskryf. En sy sê die volgende, his cheeks are like beds of spice, yielding perfume. En dit praat van sy presence, hoe Jesus se presence soos hierdie perfume is. Daar's hierdie een reuk, vanilla. Daar's niks wat my vinniger honger kry as vanilla nie. Ek was al vir my meisies vertel het in die verlede, meisie, soos, moet net die vanilla dra nie, want dit maak my honger. En, vir kos, wat dink jy? En, en ons het die storie in die Bybel van 'n vrou, wat met olie, wie het al hierdie storie gelees? Vrou kom met olie na Jesus toe, gooi dit op sy voete uit, duurste olie ooit, en ons het die fragrance wat release word. En sy was sy voete met haar hare. Dis snaaks, dat sy dit doen en nie die disciples nie. Want hierdie ouens ken hom beter. Hoe kan sy dit? Want sy was nie familiar met hom alleenlik nie. Sy was intiem, hy het haar gemove, sy presence was hierdie fragrance. Move, God se presence, jou. Gaan verder, sê, his lips are like lilies, dripping with myrrh. Nou myrrh is hierdie superduur. Dink aan die duurste aftershave wat jy kan koop. Of parfuum, as jy my sê. Hierdie was so duur, dit sal jou hele jaar se salaris gevat het. En dit was gebruik vir perfumery, medicine en incense. Daai reuk het soos of goed beter laat ruik, die environment om het create, of het mense gesond gemaak.
En incense praat van hierdie deep spiritual connection. Jesus kom en hy kry uit daai. Hy kom maak dit beter. Hy kom maak dit gesond. En hy kom create hierdie deep connection tussen jou en God. Gaan verder, sê his arms are rods of gold set with topaz. En dit teken oor hoe ons sy arms is. Hoe waardevol dit nie is nie. Dat dit vergelyk word met die dierste edelstene en goud. His body is like polished ivory, decorated with lapis lazuli. Dis moeilik om te sê. En as jy al polished ivory gesien het, dis spierwit. Daar is nie stof nie, dis spierwit. En dit praat van Jesus' sacrifice, hoe sy liggaam die ideale sacrifice was, without blemish, without sin. His legs are pillars of marble, set and based of pure gold. Nou legs praat van loop. En sy sê, soos marble, hierdie dier klip. En om te loop saam met hom, is hierdie solid foundation. His appearance is like Lebanon, choice as its cedars. Nou, Lebanon cedars. Wie weet wat dit? Wie was al in Lebanon? Hopelijk niemand nie, is nou 'n bietjie oorloggerig. En as jy gou kyk, daar's 'n prentjie van 'n Lebanon cedar, baie duur uit. En as jy nou hierdie boom kyk, dan is daar net iets van hierdie boom wat jy move. Dis soos hierdie solid ding. Nou wie het al boomtackle gespeel? Ouens, soos jy moes dit al gespeel het. Niemand al boomtackle gespeel nie. En ek was laerskool Valhalla, dis kon nie bome op die rappieveld is nie. Ons het boomtackle gespeel, was nie speelgoed nie. En jy het ook nie ons rugby gespeel nie. Ons het bome kan tackle hou. En so 'n paar sleutelbene gebreek. Daar's iets van hierdie boom. Dus as jy nou kyk na dit, daai ding is solid. Daai ding is sterk. Daar's hierdie majestic presence aan hierdie boom. Jesus loop in by Jairus se dogtertjie. En sy's dood. Nou ons dink Jesus loop in soos hierdie stil ouetjie, sy Bybel. Sy sê dit is nie so nie. Soos Song of Solomon beskryf hom as hierdie majestic sterk. Cedar of Lebanon. En hy loop in en sy presence, daai krag van hom, overwhelmed death. En hy wek uit die dood uit op. Imagine Jesus loop by die bergpredikasie, waar hy soos voor al hierdie crowds, en ons hierdie majestic presence, ons hierdie krag wat hy soos represent, wat hy model. En hy praat met al hierdie skare mense. Hoe beskryf jy Jesus? Want hy nooi jou om intimate te wees met hom. As jy na die Bybel kyk, wat sien jy? Wie sien jy? Sien jy alleenlik die Jesus in die papier? Kyk jy net vas in wat hy doen, wat hy vra? Want ons het die vrou by die put in Samaria. En Jesus sê vir haar, hoorie, gee my 'n slukkie water. En sy is so opgevang in wat sy mee besig is, dat sy sien nie wie hy is nie. Sy sien hom nie vir wie hy regtig is nie. En nadat hy vir haar sê, as jy vir my water sal vra, strome van lewende water sal uit jou uitvloei. Kom sy agter wie hy is. En sy loop na die hele dorp toe en sy vertel hulle van Jesus. Song of Solomon beskryf dit weer. En as jy dink aan Jesus, is hierdie gevoel wat jy move. Het sê, daughters of Jerusalem, I charge you, if you find my beloved,
What will you tell him? En sy sê, tell him I am faint with love. I am faint with love. En ek wil jou uitnooi vanoggend. Ons gaan 'n moment create en ek wil jou vra, net jy alleen. Kan jy Bybel vat, kry vir jou seat iewers rond. Jy alleen. En vra die Here, kom praat met my. Kom wys my wie jy is. Nie net die superficial goed van, yes, Jesus, my redder, great. Maar kom move my hart om fyn te wees met love vir jou. Om intimately acquainted te wees. Kry vir jou 'n plek. Here, ek bid dat ons sal oop wees vir jou wat ons romance. Here, ek bid dat ons harte sal faint wees with love. Here, en as ons oop sal wees vir daai klein goeders wat jy doen om ons harte te romance. In Jesus se naam. Amen.